Die rooi nagmusse. Daar was eenmaal 'n man wat 50 rooi nagmusse gehad het om op die kermis te gaan verkoop. Nadat sy vrou hulle in 'n sak gepak het, vertrek hy op sy reis. Eindelik, na hy 'n lang end op 'n warm, stowwerige pad geloop het, bereik hy 'n koelwoud. Die skaduryke bome lyk so aanloklik dat die man sy sak op die grond neergooi en onder een van die bome gaan sit om te rus. Om die waarheid te sê, hy voel so vaak dat hy een van die rooi nagmusse uit sy sak haal, op sy kop sit, teen die boom terugsak en vas aan die slaap raak. Wat die man nie weet nie, is dat 'n trop apies in die bos woon. Na rukkie seil die grootste van die ape by 'n boomstam af. Suetjies, suetjies trek hy een van die nagmusse uit die man se streepsak en sit dit op sy kop. Toe skarrel hy weer die boom op en gaan sit in die takke en grinnik. Ape hou mos al te baie daarvan om mense na te aap. Kort daarna kom 'n jong aapie deur die takke aangeswaai. Hy sluip tot by die man, gryp 'n nagmus en skarrel weer by die boomstam op. Toe neem nog 'n aapie nog 'n nagmus, nog 'n aapie, nog 'n nagmus en so duur dit voort. Spoedig sit 49 apies hoog aan die bome vir mekaar in grynslag. Hulle klits lustig en op elke kop is 'n knalrooi nuwe nagmus. Later raas die ape so baie dat die man wakker word en 'n leë sak voor hom sien. "O, liewe land, wat maak ek nou?" roep hy uit. "Wat sal ek van my vrou sê as ek sonder geld en sonder nagmusse by die huis kom?" Hy is so vies vir homself dat hy die nagmus van sy kop afpluk en dit op die grond neergooi. Die 49 apies wat in die bome sit, sien dadelik wat die man gedoen het. Dadelik pluk elkeen sy rooi nagmus af en slinger dit op die grond neer. Die man kan dit skaars glo, maar hy is uitermate verheug. Hy tel die 50 rooi nagmusse op, sit hulle weer in sy sak, swaai dit oor sy skouer en begin deur die bos stap om die nagmusse by die kermis te gaan verkoop.